Goeiemôre gemeente. Julle kan baie weer te doen na Saterdag. Om te groet, goeiemôre gemeente. Baie dankie, dit klink vroeg. Baie welkom aan een en almal wat vanmôre hier in die erediens is. Wat 'n voorreg. Baie dankie. Kan ek net seker maak, is daar nuwe intrekkers wat vanmôre saam met ons in die erediens is? Enige nuwe intrekker? Net die ou intrekkers. Is daar enige besoekers vanmôre van enige ander gemeente, stad en land in die wêreld? Ja. Figava, baie welkom. Hier is nog twee ander. Van Webbener en nog iemand? De Bloem. Baie welkom. 3 Vrystaaters, baie welkom. Ek glo dat julle die erediens baie sal geniet om hier saam in die teenwoordigheid van die Here God te wees. Weet jy, as ek so kyk na die natuur daar buitekant, dan sê ek vir myself, hoe weet die boom om weer te word? Dit is vir my aangrypend dat die natuur 'n ritme van groei het hier in lentetyd. Is dit nie wonderlik? Die herfs, die winter is verby, hulle tot 'n slaap gegaan, en nou sien ons die pragtkleure in die natuur. So kan ons ook groei. Nie net in lentetyd nie, maar elke dag van die jaar kan ons ook groei, omdat die Heilige Gees op ons woon en ons wil lei en ons wil leer tot geestelike groei. Nogmaals baie welkom. Hier is net 'n paar afkondigings wat ek onder die aandag wil bring. Ek sien hier is 'n paar verjaardags ook. Môre aan die ICT Jager, Shani van Skaapwyk, die 3de, Andrew Faber Jr., Jacques Lombard, Stefan van Heerden, die 5de, Jan C., Janie Venter, en die 6de, Rieker Swart en Anna Lambrechts. Is daar van hulle wat vanmôre dalk in die kerk gebeur is? Is hier iemand? Wat is die naam? Baie welkom, Rieker. Ek wil nie vrou oud as jy nie, jy lyk nog baie jong. Rieker Swart. Baie hartlik geluk met hierdie verjaardag fees dat baie hartlik geniet en dat dit vir julle tot groot vreugde sal wees. Geliefdes, ek dink elkeen van ons het gebed nodig. Nie net om te bid nie, maar dat daar ook iemand is wat vir ons bid. Partykeer raak mense terug maar net te swaar. En dan is dit wonderlik om van iemand te weet of te hoor wat sê, ek het vir jou gebid en ek sal nog steeds vir jou bid. Net daai oortuiging, daai wete, daai gerusheid, ek dra nie my pakkie alleen nie, maar iemand anders gee vir my om en deel in my lewe, my vreugde en in my teëspoed en in my bid. En ek wil nou ook hierdie geleentheid gebruik om voorbidding te doen, ook vir die almal. Ek weet nie wat die behoeftes is nie. Ek weet nie wat die prille is nie. Ek weet nie. Maar die God Almagtig tot weer gaan bid weet dit. En deur sy Gees kan hy jou aanraak, terwyl hy hier in die kerk sit, by die erediens, kan hy jou aanraak. Wat 'n voorreg dat iemand vir ons bid, 'n mens, medegelowige. Wat 'n voorreg dat die Heilige Gees vir ons intree en vir ons bid. Wonderlike Vader, ons dank U en ons eer U dat ons hierdie wonderlike woord op ons lippe kan neem, ons Vader. Dankie dat ons deel is van die groot huisgesin. En kom ons verbeel ons sit rondom 'n groot etentafel vanmôre. Die etentafel waar die woord van God die dis is wat aan ons voorgehou word. Kom ons gebruik ons verbeelding. Ons sit hier rondom hierdie tafel waar die Here
die gasheer en die bedienaar is, dat ons in hierdie oomblik sal stil raak, in afwagting op wat U vir ons wil doen. Nie net wat U vanmôre vir ons wil kom sê, die Here, Hemelse Vader, maar wat U vir ons wil kom doen. Want U is 'n lewende, werkende, heilige God. U is 'n skepende God, wat na ons toe kom. En soos wat ons almal rondom hierdie tafel sit, sien U elkeen van ons vanmôre aan. Maar U sien hulle nie soos wat ek hulle sien, die uiterlike nie, maar U sien ook die innerlike. En daarom kan U vir ons bid, want U weet wat in elkeen van ons harte omgaan in hierdie oomblik. En daarom dra elke huisgesin aan U op. En ons dank U vir elke vreugdevolle huisgesin, vir elke gelukkige man, vrou, kinders in hulle huwelik. Ons dank U daarvoor en ons eer U daarvoor. En as U dank uitspreek, dan glimlag U teenoor ons huisgesinne wat met wie dit goed gaan. En dan sien jy ook iemand raak vanmôre dalk in die kerk, in die gemeente, waar daar struweling is, verwydering is, opgekropte emosies wat tot uitbarsting kom, tot groot seer, aftakeling. Daarom dank ek U dat die Heilige Gees ook nou vir ons intree. Vir elkeen van ons wat rondom hierdie bedieningstafel sit in die erediens vanmôre, kyk U direk na elkeen van ons. En daar straal krag uit U glimlaggende liefdevolle oë, uit die hande wat U na ons uitstrek om op ons hart te kom lê, om ons te versterk, maar om vir ons wysheid te gee. Wysheid in ons keuses, wysheid in die hantering van ons seer, insig in mekaar se gevoelens. Daarom bid ek vir die huisgesinne, vir die huwelike ook van Woodland Hills. Here, dat die man en vrou ons almal sal terugbring na die grondbeginsel van die huwelik, dat God dit ingestel het, dat hy dit gewil het, en dat hy dit vir ons kom gee het vir ons plesier, vir ons geluk, vir opbouing van ons lewens. Dit veral vir ons jong mense, wat so blootgestel in 'n lewenstempo, maar dat baie keer so min tyd is vir mekaar, so min kwaliteit tyd is, om mekaar lief te hê, om mekaar te bemoedig, om mekaar te waardeer, om mekaar net omhels en stil te wees in liefde. Dit vir ons jong mense, vir ons ouers en vir ons seniors, met kinders en kleinkinders. Bid ook vir die ganse gemeente, afwesig en teenwoordig. Bid vir die geestelike leiers, vir die Anton en Ida wat met vakansie is. O, Here Jesus, kom en raak ons vanmôre aan, in ons diepste behoeftes, waarvan U kennis dra, waarin U ons wil kom ontmoet vanmôre, waarin U genesing wil bring, sodat ons Hemelse Vader in sy volheid, in sy liefde en in sy genade kan beleef. Ek bid vir ons jong mense, skoolgaande kinders, Here, dat U elkeen van hulle sal vashou. Daar is soveel afwykende strominge. Gee dat die stroom, die Godstroom in huis is en so diep en so sterk sal wees, dat die strominge van buite hulle nie sal wegspoel nie. Ons bid vir die kinders wat nou met vakansie is, vir ons matrieks met die groot eksamen op hande. Here Jesus, dankie dat ons vir mekaar kan bid, maar dat U ook vir ons bid. Amen. Kom ons sing 'n paar pragtige liedere, Lied 176, die eerste versie, 2 maal deur, en nou Lied 177, dieselfde. Ons sing die een versie 2 maal deur, en dan kan jy so bly staan,
dan bid ek dat die Here Jesus in sy grootheid hierdie erediens net sal neem, in sy hande sal neem. En dan ook die seën gebed, die seëngroet, en dan bly ons staan vir die lofliedere ook. Kom ons sing hierdie aangrypende, die 176, kom ons staan, ons haal lekker die asem, halleluja, en dit is goed. En dat ons kan drink vanmôre van die troos, waarvoor ons ook al troos benodig. En kan nie vanmôre vir ons wysheid gee, goddelike wysheid en woord, tot heiliging. Genade vir elkeen van u wat vanmôre teenwoordig is, mag die vrede van God, waarvan die woord sê, wat my verstand heeltemal oorweldig, dat u ook nou in hierdie oomblikke van hierdie seën wens, die vrede van God sal beleef. Dat die vrede sal indaal in jou gedagtewêreld. Jou gedagtewêreld wat geskep word deur jou omstandighede. Ja, Here, dat u deur die Heilige Gees die vrede en die kalmte en die rustigheid in ons harte vasgevang word en ons gemoed sal wees tot u eer en verheerliking. Kom ons sing lied 456.
456 en ook lied 464. Dis twee pragtige en aangrypende liedere. Nou vraag dat ons het net soos volk sal sing en weer sing. 456. Kom ons sing, luister mooi. Ons sing almal die eerste vers. Loof heel die skepping, loof die Here. Ons sien die lofliedere in die skepping met die blomme pragt, die blare pragt, die gras groen, die skepping loof die Here en ons gaan dit saam met hulle doen. Dan sing ons die eerste vers almal, dan die tweede vers. En sing ons almal, hy is ons God wat alles dra en niemand ooit om bystand vra. Kom en prys hom, halleluja. Dan sing die dames. Die dames sing, kom en prys hom. Ons sing almal in die eerste twee vers, die dames sing, kom en prys hom. Sy krag en droefheid, krag en leed, sal niemand ooit na waarde weet. Dan sing die manne, kom en loof hom, kom en prys hom. En dan sing ons almal, halleluja. Almal die eerste vers, die tweede vers weer sal. Kom ons geniet dit. Amen.
gawes ingesamel word, vra dat al jou kindertjies gaan na my toe kom. Ek wil vir julle 'n lekker gee. Dis kom gou voor die maas van die wagger. Dit al die kindertjies kom. Hemelse Vader, baie dankie vir die offergawes wat ons vanmôre saamgebring het om hier in die erediens vreugdevol lofliedere tot die eer te kan sing, maar om ook ons gawes met 'n lied van blydskap en dank vir U te kom bring. En ons glo dat U dit ryklik sal seën tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Amen. Geliefdes, omdat Jesus Christus die wet vir ons volmaak kom vervul het, word hierdie 10 gebooie, soos wat ons in Eksodus 20 lees, 10 beloftes, en ek wil dit graag met julle deel. Wat is die beloftes wat God in sy woord gee, as ons gehoorsaam is, en as ons Jesus leer ken het, as ons verlosser, en ons kosbare Savior? Kom ons luister hierna. Die eerste belofte, ek beloof dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, daar sal geen ander gode in jou lewe wees, wat jy graag wil dien. Jy sal nie, want God vul jou lewe volkome. Hy sal in in jou lewe inneem. Hy, die almagtige God, dink dan, die ereplek, die tweede belofte, as ek in jou hart is, sal jy geen gesneede beeld van my wil maak nie, want dit sal nie nodig wees nie, want jy sal my beeld leer ken in die skrif, en jy sal dit ronddra in jou hart. Die derde belofte, as jy my lief het, sê die Here, beloof ek jou dat jy nooit my naam as 'n vloekwoord sal gebruik nie, maar in alle omstandighede by die nodige respek en eerbied sal gebruik, ook in die gebed. Die vierde gebod op belofte, as ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek dat ek vir jou die Sondag 'n hoogtepunt sal maak, en veral in die erediens die nodige krag sal voorsien vir die res van die week, want dit sal vir jou vreugde wees
erediens te kom, omdat God hier is. Omdat hy so teenwoordig is. Ek beleef homself. Die 5de belofte. As ek in jou lewe is, beloof ek, dat dit vir jou voorreg sal wees, om jou ouers te eer, en om hulle lief te hê. Die sê, dit klink vreemd. Moet 'n mens vir 'n kind nogtans sê om sy ouer te eer? Ja, vir party kinders. Dis respek. Verlaat die ouers. Maak nie weer kontak nie. Is lelik, vyandig. As ek in jou lewe is, beloof ek jou dat dit vir jou voorreg sal wees om jou ouers te eer en om hulle lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgesoek het as jou ouers. Die 6de belofte. Ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie of doodmaak nie. Dis 'n motivering wat van God kom. Jy sal nie iemand wil seermaak nie en jy sal nie iemand wil doodmaak nie wanneer hy in jou lewe regeer. Die 7de belofte. Ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou huweliksmaat getrou te wees nie. As julle julle huweliksgeluk op my bou, sal ek julle liefde en geluk in my hande vashou en bewaar. Daar is te veel huwelike waarvan die geluk net in die hand van die man en die vrou is. Sonder God se teenwoordigheid. Dan stry ons. Ons het disrespek. Ons sal selfs mekaar wil verlaat, verskreeu en seermaak. Wat 'n tragedie. Ek weet nie of hier enige geskeide persoon in die erediens is vanmôre nie. Ek weet nie, ek ken nie so goed nie. Miskien nie. Maar dit is van die ergste paaie om te loop wanneer jou huwelik misluk, waar die redes ook mag wees. Waar jou kinders na jou kyk en dit nie kan verstaan nie. Waar jou kinders nog sal aanhou, mamma en papa, om weer terug na mekaar. Hoekom kan julle nie weer regmaak? Hoekom nie? Dan word die skouers opgetrek. Nee, my kind, dit is verby, vir altyd. Wat 'n hartseer. Ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om jou huweliksmaat aan 'n getrou of haar getrou te wees nie. As julle julle huweliksgeluk op my bou, sal ek julle liefde en geluk in my hande vashou en bewaar. Die huwelik is 'n fyn kuns, baie fyn. En die kunstenaar van hierdie fyn stukkie kunswerk is God almagtig deur sy woord. Want hy kleur jou huwelik. Hy lei jou in jou verhouding met jou man en jou vrou. Jonkheid, ouderdom is nie waarborg vir sukses nie. Maar God kom en hy wil ons buig voor. Sê Here, my huwelik, my lewe in U hande. Leer my die weg wat U wil hê. Die 8ste belofte, as ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te steel nie. Jou grootste begeerte sal wees om aan ander te gee en nie van hulle te ontvang nie. Is dit nie 'n oplossing vir die misdaad wat leef in ons land nie? Vir die steel, al daarmee saamgaan nie? As ek op die troon van jou hart sit, dan neem ek niks wat jy aan my behoort nie. Dan het ek respek. Die 9de belofte, as ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ander mense kwaad te praat nie. Jy sal van ander mense niks wil sê as dit wanneer ek jou iets goed sê. Respek, die waarheid, om mense te bou in hulle afwesigheid. Die laaste belofte, ek beloof dat my gees jou so sal vul met dankbaarheid en vreugde, dat jy niks meer sal begeer as dit wat ek vir jou gegee het nie.
Jy sal tevrede wees met wat jy het, met die besef dat God gee, soos hy nodig vind om vir jou te gee. Hy gee vir jou genoeg, sodat daar niks in jou lewe ooit sal opbreek. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre by die bron van die waarheid kan wees. Dat ons in die teenwoordigheid van die waarheidsleraar mag wees, die Heilige Gees. Wat 'n voorreg dat ons vanmôre die bron van die waarheid, die woord van God, voor ons mag oopmaak. Dat ons daarin kan lees. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg vir die 10 beloftes, wanneer ons in gehoorsaamheid buig voor U almag en sê, Here Jesus, hier is hierdie brose, breekbare kruik vanmôre. Getroud of ongetroud, jong of oud, hier is ek vanmôre. Daar is miskien krake in hierdie kruik. Hy is miskien leeg. Kom, Heilige Gees, en vul dit. Gees van God, U wat in die breekbare kruik van my woon. Kom breek vanmôre die woord, sodat die gebroke kruik geheel kan word met die brood van die ewige lewe. Gees van God wat in my woon, kom asseblief, heilig my. Heilig my van my sondige gedagtes. Heilig my van my eie willigheid, van my opstandigheid, van my ontevredenheid. Heilig my van my onvergenoegdheid. Heilig my van my klaagliedere wat ek sing. Heilig my, was my skoon, maak die kruik mooi van binne. Gees van God, hier is miskien iemand wat troos benodig vanmôre, wat 'n diepe hartseer beleef, waarvan miskien iemand anders weet nie, miskien 'n enkel persoon. Kom troos ons vanmôre met die heling van die goddelike woord, dat ons lewens in U hande is. Dat ons veilig is by U, dat in die skuilplek van die Allerhoogste nie vyhandigheid is nie, maar 'n volmaakte liefdesatmosfeer met liefdeswoorde wat vloei en vloei, woorde van troos. Heilige Gees, kom leer ons vanmôre, sodat U ons lewe kan word, lewe kan maak, in ons verhouding met U, in ons verhouding, die intieme verhouding tot mekaar, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ek wil vanmôre graag 'n gedeelte uit die woord van die Here met u hanteer. Maar 'n mens kan dit nie net in een boodskap doen nie. Ek gaan soos die Heilige Gees my lei en inspireer, gaan ek by hierdie gedeelte in Lukas 9 stil staan. En ek het 'n baie sterk oortuiging om volgende Sondag, so die Here wil, weer hier te kan wees om te kyk wat sê die woord. Hoe kan daar innerlike genesing plaasvind? Ek het môreoggend 'n begrafnis om 11:00 in my ou gemeente Wesselbron van 'n baie getroue lidmaat, David Leroux. Miskien het u sy doodsberig in die koerant al gelees. Hy het 'n kwaai lyding gehad, die laaste tyd pankreaskanker gehad. En op die ou end het die Here hom kom haal. Toe hy sy asem uitblaas, toe blaas die Heilige Gees die asem van ewige lewe in sy onsterflike gees. En David is by God. As 'n onsterflike gees. Maar wat ek vir jou wil vertel, 1972, toe sy 'n lidmaat in die gemeente net so oorkant ons gebly. En sy vrou Maggie het 3 babas verloor, voltyd geklaar, met geboorte, al 3. En ek het van hulle begrawe. Dan is sy nog in die kraamberig draai tyd, met die goeie ou dae, die vrou ten minste 'n week 10 dae in die hospitaal gebly, na geboorte. Nie vandag die 3de dag, dan moet maar opstaan. En as pa by die 3de, nee, ekskuus dan. Maar in elk geval, dan sy nog in die kraamberig, in die hospitaal. Dan stap David en ek met die wit kussie, en van sy familielede. Stap ons met die wit kussie, en begrawe ons om. Nou die dag, Woensdag, na die
Dinsdag en Woensdag op 'n vroeg oorlede is. Toe ek met my vrou daar by haar kom, toe vertel sy vir my 'n ding wat my in my hart gegryp het. Sy sê vir my, Benny, David kon nooit hierdie 3 kindertjies van ons se dood verwerk nie. Nooit. Dit is jare gelede gewees. Sy sê, dit was vir my swaar gewees. En ek was by sielkundige in en by sielkundige uit. Maar ek kon nie hierdie verlies hanteer. 3 wit kussies met 3 klein babietjies, volmaak geskaap, wat verkeerd gegaan het hierdie. Sy sê, sy het by 'n sielkundige gekom, en sy het vir haar gesê, skryf, of vir een of vir al 3 van hierdie kindertjies na 30 jaar, 'n brief. Sy sê, wat moet ek in die brief skryf? Sy sê, ek weet nie, skryf 'n brief. Vir haar vreemd. Sy gaan sit, sy wonder, wat sal sy nou skryf? En sy skryf, en sy skryf, en sy skryf. Een bladsy na die ander bladsy, na die ander bladsy, na die ander bladsy. En sy stort haar binnekant uit. Sy kom by die sielkundige, en sy gee dit vir die sielkundige. Sy sê, nee, ek wil dit nie lees nie. Gaan lees jy dit weer. Sy sê, weet hom, alles het van my skouers afgeval. Alles, net so. Dis innerlike genesing, onder die bestuur van die Heilige Gees van God. En ek voel so sterk op volgende Sondag, so die Here wil. Innerlike genesing. Ons is almal gestel vir ons uiterlike genesing, wonder, operasies, fisiese genesing. Weet jy wat baie keer agterweer bly, is ons binnekant. Hoe genesing is binnekant oor seer, diep verliese. Moet my vrou genees, die verlies van haar man, en ek van my vrou, en jy van jou kind, en jy van jou man, moet jy genees, is jy genees? Maar dis nou nie die preek vervolg. Kom ons lees die vers 19. Eindelik het begin by 18. Jesus Christus, Lukas 18, kom ons begin 31. Jesus Christus was openhartig met sy disippels. Hy het geen geheime vir hulle gehad. Hy het vir hulle gesê, kyk wat met my gaan gebeur. Ek sal uitgelewer word aan die heidene. Wat uitlewer? Aan die vyandige magte van die wêreld. En dan sal hulle my bespot. Hulle sal my beledig. Hulle sal op my spuug. Hulle sal my gesel. En daarna gaan hulle my doodmaak. Maar dan kom die klimaks van die antiklimaks, dan kom die boodskap van lewe na die boodskap van dood. En op die 3de dag sal Jesus uit die dood opstaan. Die lewe oorwin die dood. Maar van hierdie dinge het die disippels niks begryp nie. Kan nie sien dat 'n mens so maklik Bybel lees en eredienste toe kom, na boodskappe luister, maar ons begryp niks daarvan nie. Mits daar 'n wonderwerk gebeur in jou en in my in hierdie oomblik, wanneer daar 'n deurbraak gaan kom van die waarheid, 'n deurbraak gaan kom, ek wil byna sê 'n visioen gaan kom van die heerlikheid en die grootheid van God wat hier in ons midde is, wat in jou kom inkyk en kom inwoon en vir jou wil lei en wil kom leer en jou ontvanklik maak, jou sensitief maak vir die woord van God, van toepassing op jou lewensomstandighede, wat dit van toepassing wil maak op die hartklop, op jou emosie, of dit seer is of dit nie seer is nie, wil die Heilige Gees kom en die grond voorberei, sodat wanneer die woord kom, dat daar lof en aanbidding sal wees, maar hulle nie verstaan nie. Kom ons vra dat die Heilige Gees vanmôre sal help om ons te verstaan. Hy kon nie sien nie, maar hy het gehoor. Jesus gaan daar verby. Hy vra, wat is aan die gang? Wat is aan die gang? Hulle vertel hom en sê, Jesus van Nazareth, gaan nie verby. O, Jesus van Nazareth, gaan nie verby, kon hom nog nooit sien nie. Maar ek het al gehoor van sy wonderwerke, hoe dat hy malaatses genees het. Ek het gehoor hoe dat hy ander blindes genees het. Ek het gehoor hoe dat hy verlammes gesond gemaak het. Ek het gehoor,
Jesus van Nasaret gaan nie verby. Toe roep hy uit. Hy skreeu dat Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. Dis 'n gebed wat ons dikwels moet bid. Jesus, ontferm U oor my. Wees my genadig. Ontferm U oor my. Die mense wat voorgeloop het, so onsympathiek. So onsympathiek en onverdraagsaam. Het hom beveel om stil te bly. Blinde man, jy is gewoond aan jou blindheid, bly stil. Moenie nou ons pad kom staan nie. Moenie Jesus kom lastig val nie. Hy het ander belangriker werk om te doen as om aandag aan jou blinde oë te kom gee. Bly stil. Bly stil. Maar hy het al harder uitgeroep. Seun van Dawid, ontferm U oor my. En Jesus hoor altyd as jy hom aanroep. Sag of hard. Jesus gaan staan toe, want hy het hom gehoor. En hy beveel dat hierdie blinde na man na hom toe gebring word. En toe hy naby kom, vra Jesus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat wil U hê moet Jesus vanoggend vir jou doen? Jy is nie blind, jy is nie doof, jy is nie malaats, jy is nie vreemd. Wat wil jy hê moet Jesus vanoggend vir jou doen? Wat? Sê dit vir hom. Sê dit vir hom. Wat het die blinde man gesien? Here, dat ek kan sien. Wat wil jy met die Here vanmôre doen? Here, dat U my kan troos, dat U my kan heel maak, dat U vir my wysheid gee, dat U vir my insig gee. Here, dat U my woede by U sal wegneem. Here, dat U my harteloosheid in my gesin, dat U dit sal vermurwe. Here, dat U vir my sal help om te vergewe, waar ek nog nie kon vergewe nie. Here, dat U my sal help om oor daai brug te kom, waarby ek vassteek, daardie trauma in my lewe. Here Jesus, help my. En hy sal. En hy sal. Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien. Hy help hom. Here Jesus sal vanmôre vir jou sê, ek gaan dit vir jou doen. Wees eerlik. Sê vir hom, wat wil jy hê? Wat moet hy vir jou doen? Miskien bid jy al lank oor 'n saak. Lankal. Sê dit weer vanmôre vir hom. Miskien is daar 'n gesondheidsprobleem. Miskien is daar 'n hartsprobleem. Psigiese hartprobleem. Sê dit vir hom. Jesus sê van goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. Ons geloof is belangrik. Want hy gee dit ook vir ons. En onmiddellik kon hy sien. En hy het Jesus vervolg en God geprys. Ook al die mense wat het gesien het aan God die eer gegee. Daar was dan nie meer mense wat hom stil gemaak nie, want die wonder het plaasgevind. En so die prosesie aangegaan. In Lukas 19. Hy was op pad na Jerigo toe. Nou is hy in Jerigo. Hy het daar gekom en hy was op pad deur die stad. En daar was 'n man met die naam van Sakkeus. Hy was 'n baie belangrike mens, 'n hooftollenaar. Hy was die man gewees. Hy het 'n hoë pos bekleed. Hy was hoog aangeslaan in die samelewing, maar hy was ook 'n gehate man. Want hy was die man wat belasting moes invorder, maar wat mense belieg en bedrieg het, wat meer belasting gevorder het, as wat hulle veronderstel was om te betaal. Hy was nie 'n baie populêre mens in die gemeenskap nie. 'n hooftollenaar. En hy was nog ryk boonop. Nie net op wat hy eerlik verdien het nie, maar op wat hy van ander mense geleen het. Hy het probeer om Jesus te sien. Maar weens die skare kon hy nie. Hoekom nie? Omdat hy te kort was. En jy al by 'n rugby-wedstryd op Nieuweland gestaan, dan jy 'n kindjie van staan 4 of 5, en dan staan die groot mense hier voor jou. As jy by die huis kom, is jy so voet langer, soos jy gerek het. Jy's te kort. Dan tel my pa my op, dat ek beter kan sien, dan word sy arms omhoog, as sit hy my neer, dan rek ek weer. So aan dit aan. Hy was te kort om Jesus te sien.
Die skare was groot. Maar dit was nie vir hom die grootste probleem nie. Hy sy probleem hanteer, en wat doen hy? Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom. Hy klim in 'n wilde vyeboom. Om wat te doen? Om Jesus te sien. Want Jezus sou daar verbygaan. En toe Jezus by die plek kom, toe Jezus by die plek van die vyeboom kom waar Saggeus sit, kyk hy op. En hy sê vir hom, so duidelik, dat aan Saggeus, kom gou af. Die skare, sy gedrang is daar. Jezus deurlig. Hy staan stil by een enkele sondige mens, wat 'n slegte verlede rekord het, van onmoontlikheid. En hy sê vir hom, kom gou af. Kom gou af. Ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Waar is jou vyeboom vanmôre? Nee, hy is nie 'n vyeboom. Jy is op 'n stoel in die erediens van Woodlandiens, as jy vanmôre. Maar Jesus is ook hier, want hy sien jou. Hy sien jou. Want ek moet vandag, moet ek in jou lewe tuis gaan, Saggeus. In jou huis, in jou lewe. Wil jy oordenk in gebed oor hierdie skrifgedeelte, toe dink ek, Here, vir hoe lank het Saggeus met hierdie kwelling van oneerlikheid in sy gemoed en gedagtes rondgeloop? Vir hoe lank? Maar hy kon nie iets daaraan doen nie, want hy wou nie. Dit kon sy inkomste verminder het, wat op oneerlike wyse ingesaam het. Here, hoe lank het hierdie kwelling in hom, dat hy van mense gesteel het? Hoe lank het hierdie kwelling in sy lewe, in sy siel, gevreed, in sy gemoed, in sy gedagtes, om gejaagd gemaak? Hoe lang? Weet nie. Hoe lang loop jy al en ek al, met 'n ding wat hier binne in jou vreed? Waarom dan? Iets wat jou energie tap, iets wat jou gemoedstoestand versteur, iets wat jou omgekrap maak, iets wat jou kwaad maak, iets wat jou laat uitbreek in emosionele uitbarsting, omdat jy dit nie meer kan hanteer, wat jy in jou binneste huisves vir jare nie. Maggie Leroux het vir 30 jaar hierdie pyn in haar binneste beleef. Hulle het 4 pleegsorgkinders grootgemaak. 4, met die liefde wat die Here in hulle harte gegee het. Maar hierdie seer vir 30 jaar was dit brandende binne in hulle harte tot op 'n dag. Hoe lank is dit in jou hart en in my hart? Wat se planne maak ons? Wat se planne maak ons? Maak ons planne? Die blinde man het gehardloop en moeite gedoen. Saggeus het moeite gedoen. Hy het iets gedoen. Wat doen ek en jy? Dis baie wonderlik. Ons kan niks verdien nie. Maar daar is iets wat ons moet doen. Ons moet hardloop. Ons moet in die boom klim. Ons moet moeite doen. Ons moet iets doen dat Jesus my pad kruis of dit raak te sien. En op die regte oomblik toe sit Saggeus in daai boom. Wonder wat hy daar opgekom. Maar hy het opgekom. Hy was te klein en te kort dat hy Jesus kon sien. Maar daar was 'n pad dat die Here se daarvoor voorsien het. Aangrypend. Weet jy, die Here het 'n manier om met elkeen van ons te werk. Met my op my sy manier, jou op sy manier. Het hy elkeen met ons 'n manier om met ons te werk. Want hy sien in jou en hy sien deur jou, omdat hy vir jou lief is. Kan jy vir die indruk, hierdie man, Saggeus, was so belangrike vername man in die gemeenskap. Ek dink hy het altyd 'n pak klere aangehad, 'n striptassie en ook 'n sakdoekie. En
En hy het die mooiste skerpingskoene gehad, en hy het die duurste en die mooiste, ek wil nie 'n naam noem nie, die mooiste en die duurste kar beskikbaar het hy gery. Maar hierdie man, stel julle voor, hy klim in 'n boom voor die skare. Met sy klere, sy das, sy sakdoek, sy skerpingskoene. Die eerste paar tree gly hy, en hy gly en hy kom uiteindelik bo. En hy gee nie om wat die skare van hom dink. Hierdie belangrike ding. Weet jy, as Jesus met jou begin werk, gee nie om wat mense dink daarvan nie. Dan gaan hy vir jou en jy gaan vir hom. En die wonderlikste van alles is, daar vind 'n ontmoeting plaas. En uit hierdie ontmoeting word daar 'n bekering en 'n wedergeboorte plaasgevind. Dis so wonderlik, want Jesus het 'n plan met Saggeus gehad. Weet jy, hy het onderneem om alles wat hy gesteel het, om het selfs viervoudig terug te gee. Ja, sy bankrekening om dit te dra. Maar hy het besef, hy het verkeerd gedoen en hy moet gaan regmaak. En hy het gesê, ek sal teruggee wat ek van ander mense gesteel het. As die Here in jou lewe kom, maak hy jou nie. Hy laat jou anders dink. Hy laat jou mooier dink. Hy laat jou dink met vrede in jou hart, met blydskap. Die lewe word 'n voorreg, te minne ten spyte van alle gebeurlikhede. Alles swaar kry, dan is die lewe vreugde, want Jesus sien jou in die vyeboom, maar die punt is, hy laat jou nie die vyeboom bly sit nie, hy sê vir jou, klim af. Ek kom na jou toe te wys. Die Here sê nie, Saggeus volgende Sondag, volgende Saterdag, moet jy in die sinagoge wees, nou moet jy kerk toe gaan. Hy sê nee, ek kom na jou huis. En as ek in jou huis ingekom het, sal jy weet waar is my huis. As ek 'n erediens in jou huis kom hou, sal jy weet waar die erediens is, wat ek hou in die gemeente van Woodlands, dan sal nie daar wees. Ek het laas keer vir julle gesê, ek hou nie meer van die begrip, ons moet kerk toe gaan nie. Ons moet erediens toe gaan. Dit het 'n ander dimensie. Dit het 'n ander waarde. As ek my kinders sê, kom ons gaan erediens toe. Erediens, my kind, erediens is daar waar God is. Dis nie 'n harde kerkbanke nie, dis nie die toue sementvloer nie, my kind. Dis nie dit, dis nie dat ons gaan erediens doen en ons gaan op 'n bank sit, 'n sagte of 'n harde bank of op 'n stoel. Ons gaan erediens doen. Saggeus, ek kom hou die erediens in jou huis. Wat 'n voorreg. Ek wens ek was daar. Ek dink Saggeus het traan het geloop. Ek dink Saggeus het al die name opgenoem vir wie hy bedrieg het. En toe stop Jesus, ag, toe maar Saggeus, ek weet van alles. Jy hoef nie meer te sê nie. Ek stop my bloed oor jou bedrog. Ek reinig jou van alle sonde. Ek maak jou nuut. Daarom kyk ek met 'n ander oog na sy medemens. Ek sal gaan regmaak wat verkeerd is. Liewe gemeente, ek is lief vir julle, omdat die Here die liefde in my hart vir julle kom gee. Maar die Here se liefde vir jou is onbespreekbaar. Voel jy dit? Meneer, wanneer laas het jy vir jou vrou gesê ek is lief vir jou? Ek is selfs al onseker. Maar die dag is nog lank hoor. Wanneer laas het jy vir hom gesê ek is lief vir jou? Ons moet Jesus se liefde demonstreer. Ons aan mekaar raak, ons na mekaar kyk, ons met mekaar praat. Dit moet ons doen. Dis die lewe vir jou en vir my, terwyl ons op aarde is, terwyl ons die geleentheid het, terwyl ons geleentheid het, Here, help ons vanmôre, ontferm U oor ons, want U roep ons, net daar waar ons sit. Dis Saggeus het U in 'n boom geroep. Vir my het U geroep, toe ek by bed gekniel het en gesê het, jy moet vir my gaan werk. Vir Nick Lee het U geroep, toe hy in 'n myn gewerk het en die rots het toegeval en hy kon nie uitkom nie. Toe het hy sy God ontmoet, want hy was 'n ateïs gewees. En hy het U diensknegt geword na sy redding. Daar was sommige wat U gered het, geroep het, tydens 'n siekbed, tydens chemo, tydens bestraling, tydens 'n motorongeluk, tydens 'n huwelik, wat ook al. Waar sit jy vanmôre?
Hoe lyk jou vrye boom? Wees verseker, Jesus is daar. Want hy sien jou. Die blinde man kon nie sien nie, maar Jesus het hom gesien. Hy het na hom toe gekom met 'n versoek. Here, laat ek kan sien. Wat moet jy met die Here vanmôre vir jou doen? Vir jou persoonlik, vir jou huwelik? Wat? Hy sal dit doen. Soms, liewe gemeente, kan ons so soekend rondom ons kyk. Dikwels smag ons na meer sin en betekenis vir ons lewens. Ons voel dikwels asof die lewe net oor ons spoel en ons sinloosheid beleef. In hierdie gejaagde lewe, die blinde man het gekom, Saggeus het gehardloop met spoed. En ons jaag. Waarheen? En dan stop jy ons in ons vrye boom. Dan stop jy ons vanmôre op hierdie sitplek in Bloemendaal se kerkgebou in die erediens. Stop jy ons. En dan sê ons kom tot U. Ons kom tot U. Wanneer die Seun Jesus Christus ons roep, sodat ons vrede kan beleef, heling kan ervaar, sodat ons U kan ken, Here, bring waarlik daarom sin in ons soms nuttelose lewens. Here, bewaar ons om sin te soek in verbygaande dinge, in 'n gejaagde lewe, in besittings en rykdomme, in aardse skatte. Ja, U gee dit vir ons, maar dit moet nie die sin van ons lewens word nie. Die skenke, die gewe daarvan moet. Here, laat ons U aan U vertrou, want U is die bron van ons vrede, van ons lewe. Ons lewe, waar ons in die vyeboom klim, en U saam met ons, in die huis van ons erediens, om te lewe in oorvloed. Amen. Kom ons staan nou almal, dan doen ons belydenis van ons geloof. En as ons dit doen, dan doen ons dit nie as 'n ryk wat ons opsê nie, maar dan doen ons dit omdat ons 'n persoonlike verhouding en ontmoeting het met God Almagtig. En dan as ons so 'n paar minute dan wil ek hê dat ons sal afsluit met lied 528, daardie verse, en dan wil ek tog vra, ons afsluit met die Onse Vader 266, dan bly jy net so staan, en dan sal ek 'n seëngebed bid, wat uit die hart van Jesus kom, terwyl hy opkyk na jou waar jy sit of waar jy staan, 'n gebed wat hy sal bid, wat hy wil hê jy moet saam met my staan. Kom ons staan en sing ons, dan doen ons eers belydenis en sing ons liedjies. Ons maak dit 'n persoonlike belydenis, as ek sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen.
Die Hemelse Vader laat sy lig oor elkeen van ons skyn en ons omring. Die Hemelse Vader laat sy liefde elkeen van ons omvou. Die Hemelse Vader laat sy krag om elkeen van ons te beskerm. En die Hemelse Vader, laat die teenwoordigheid elkeen